soos die berge Jerusalem om alle kante ontvou. So omvou die Here vir ons met sy liefde, met sy teenwoordigheid, met sy beskerming, met sy goedheid, met sy guns, omdat hy ons liefhet. Amen. Gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Ons tema volgend is, ons praat baie oor genade. Wat beteken dit vir my? Iemand het vir my in die week gesê, julle praat so baie oor genade. Maar, soms so teologies, soms so bokant ons koppe verby. Maar wat beteken dit regtig? En dit het my laat dink daaroor, en ek hoop ek kan vanoggend daarin slaag om genade op 'n manier te sê, dat dit regtig vir ons raak. Lukas 15 en ander tekste waarna ek sal verwys. Kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons U genade kon proef vanoggend, want ons is hier. U het vir ons nog 'n dag geskenk. U het vir ons die geleentheid gegee om te kerk toe te kon kom vanoggend. U het vir ons ingesluit by U goedheid. En U het vir ons oorweldig met liefde en vergifnis. En ook geduld. Want U hou met ons aan en U hou met ons uit, ten spyte van wat ons doen, dink of sê. Want dit is hoe U werk. Daarom sê ons graag, U is 'n genadige God. Ons het na hierdie kerk gekom, Here, om U lof toe te bring, en ons het dit nou gedoen met 3 liedere vanoggend. En ons doen dit ook in hierdie gebed. En ons sê vir U, U is regtig 'n goeie God. Maar ons is ook hier, omdat ons weet, ons skiet tekort. En ons het insig en wysheid nodig in die lewe, hoe om die lewensspel te speel. En ons weet, hierdie erediens is ons oefenplek, waar ons kom fiks word, om die lewensspel te gaan speel. So ons gebed, as gemeente van Waterval aan U is, wil U nie met ons praat nie. Laat wil U in die agtergrond verskyn, en kom Here, U op die voorgrond deur die Heilige Gees, en praat van U hart tot ons hart. Dis ons gebed. Ons smeek dit in die naam van Jesus ons Here, met dankbaarheid. Amen. Ons praat baie oor genade. Wat beteken dit vir my? Kom ons lees Lukas 15. Dis 'n verskriklike bekende teksgedeelte waar Christus hierdie verhaal vertel. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe getrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar kwaaie hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan, en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa,
ek het teen God en teen pa gesondig, ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring die klere, die beste en trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom, en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Nou broers en susters, vriende, sê ons dit nie baie nie. Sommer so in die algemeen, hè? Ag, die Here is vir my so goed. Sy genade is so groot. As dit nie vir sy genade was nie, sou ek nooit daai ongeluk van nou die dag oorleef het nie. As dit nie vir sy genade was nie, sou ek nie hierdie werk wat ek nou gekry het, nie gekry het nie. As dit nie vir sy genade was nie, sou ek nie gesond geword het nie. As dit nie vir sy genade was nie, sou ek nie vanoggend kon opgestaan het nie. As dit nie vir sy genade was nie, het ek nie 'n suksesvolle besigheid gebou nie. As dit nie vir sy genade was nie, het dit nie met ons goed gegaan nie. En so gebruik ons die woord in algemene taal gebruik, as dit nie vir sy genade was nie. Maar besef ons regtig wat ons sê? Verstaan ons God se genade soos wat hy eintlik wil hê ons moet dit verstaan? Nou, die woord genade, en ons kan vanoggend baie teologies daaroor dink. Ek meen, ek het 'n paar dogmatiek handboeke daar op my rak wat ek sekerlik kon gaan uithaal het, en ek kon vir julle gesê het wat sê professor Johan Heyns oor genade, en wat sê die teoloog Berkhoff daaroor, en Berkouwer en Bart, en ek kon vir julle baie goed kom sê het, en julle dood verveel het vanoggend. Maar as ons in die Ou Testament gaan kyk, want ek is dit daarom belangrik dat ons daarvan kennis neem, dan is die Hebreëse woord gen en gesed, is die twee woorde hoofsaaklik in die Ou Testament. En kyk wat beteken hulle. Guns, onverdiende goedheid, barmhartigheid, verbondsliefde. Want God handel deur die verbond met sy kinders. En soos 'n goeie pa, maak hy maar altyd by mekaar, gee hy maar genade, vergifnis en liefde ten spyte van wat hulle doen. En in die Nuwe Testament kry ons die woord charis, wat ook maar beteken geskenk, verniet, onverdiende guns. En dit word in sterk verband gebring met God se liefde. Guns, verniet. Die woord charis word deur Paulus meer as 100 keer gebruik in sy 13 briewe. So 'n belangrike woord in die Bybel. Want dit sê vir ons iets van God. Dis mooi om nou kennis te neem daarvan. Maar dit is die waarheid. En die vraag bly staan, maar wat beteken dit vir my? Dis mooi dominee, baie dankie. Maar wat beteken dit vir my? Ek sien iets van genade in hierdie eenvoudige verhaal wat die Here Jesus vertel. Dis 'n gelykenis, dis 'n storie met 'n betekenis. En hier beleef ons iets van God se genade wat die Here Jesus wou demonstreer met die pa. Want onthou, hierdie seun het sy pa eintlik in die gesig geklap. Want hy sê, ek gaan nie wag tot jy dood is nie, gee my nou my erfporsie. En toe gee hy maar vir hom die helfte van sy erfporsie. En wat maak hy? Hy sit dit in hom geld. En daar gat hy. En hy het dit uitgemors met partytjies en goedkoop vrouens. Tot daar niks oor is nie. Wat 'n klap in die pa se gesig. Jy doen nie so iets nie. Dis ongehoord. Eindelik wat hy gedoen het is om te sê, pa, gee my goed, laat ek kan waai. Ek is klaar met jou. Nou genoeg gehad van jou en jou reëls en jou huishouding en jou bestuur. Ek wil vry wees, ek wil gaan doen wat ek wil en waarvoor ek lus kry. En daar gat hy. Dis 'n klap in enige ouer se gesig. Van ons
het dit al in die lewe beleef. En wat doen hierdie pa? Hy verlang na sy kind. Hy gaan staan voor sy huis elke dag en staar in die verte uit, om met die hoop en met die verwagting, dat sy kind gaan terugkom ten spyte van wat sy kind aan hom gedoen het. En wanneer hy hom sien, dan hardloop hy na hom toe. En vir 'n ryk man of 'n man van aansien, jy het nie gehardloop nie. Dit het nie by jou status gepas nie. Maar hy hardloop. Hy gee nie om vir status nie. Hy gee nie om vir reëls nie. Hy hardloop na hierdie kind toe wat hom weggestoot het om hom te omhels. Nou kan jy dink, hierdie knapie het tussen die varke geleef. Hy het waarskynlik die enigste stel klere wat hy het, is wat hy aangehad het. Hy was nie skoon nie. Hy was vuil, hy het gestink. Maar sy pa gryp hom en omhels hom en soen hom waarskynlik op die wang. Is bly om sy kind terug te kry, ten spyte van wat sy kind gedoen het. En dan gooi hy 'n groot partytjie. Die vetgemaakte kalf wat uitgehaal word vir 'n spesiale gas, word uitgehaal. Hy word die beste klere en skoene en daar word weer 'n ring aan sy vinger gesit om te sê, jy is terug, jy is deel. Ek erken jou terugkoms, jy is deel van hierdie familie, jy's myne. Ek vergewe en jy vergeet. En dis 'n pa wat nie verwyd nie. Wat nie dit teruggooi in sy gesig soos ons soms met mekaar maak en met ons kinders maak nie. Gooi dit terug in die gesig nie. Ja, onthou jy wat jy gedoen het? Onthou jy hoe seer jy my gemaak het? Onthou jy hoe jy al die geld verspil het? Onthou jy toe jy my kar gevat het, jong seentjie, en ons stikkend gery het, toe jy nie moes nie? Geen verwyte nie. 'n Pa wat sy hart oopmaak, onvoorwaardelik vir sy kind, wat hom die diepste seer gemaak het. Dis genade. En dis hoekom die Here Jesus hierdie verhaaltjie vertel, om vir ons iets te leer. Natuurlik is daar ander elemente wat net so belangrik is. Maar hierdie element van God, sy onvoorwaardelike liefde, sy goedheid, sy guns, dat hy so met mense werk. Dit is iets van God, wat ons net nie kan verstaan, want dis nie hoe ons dink nie, en dis nie hoe ons werk nie. Ons is almal eens vanoggend. Genade het definitief te doen met God. Genade is God se onvoorwaardelike liefde. Daar's nie voorskrifte nie. God sê nie, ag Julie, ek is so lief vir jou. Jy weet, en ek gaan vir jou regtig goed wees, maar jy moet net so 'n paar goedjies eers doen nie. Dan is ons op dieselfde vlak nie. Dis hoe God werk nie. God vat jou ten spyte van. Wanneer die Here Jesus aan die kruis hang, dan sê hy vir daai moordenaar, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ten spyte van jou moord, ten spyte van jou gemors. Dit is hoe God werk. Hy kies ons, nog voordat ons die kans kon kry om hom te kies. En dis wat ons soms vergeet. Hy het my eerste opgesoek. Dis nie ek wat so bruid was wat die eendag vir Jesus gekies het nie. Hy het my eerste opgesoek, ten spyte van my geskiedenis, ten spyte van my verlede, ten spyte van gister en eergister se verkeerde doen en dink. Dit het te maak met Christus. God se genade het amper, daar's nou 'n fancy woord, kulmineer. Het alles so saamgekom, asof jy al hierdie stroompies van God se genade in een stroom bymekaar gebring word, wat so sterk spuit. En dit is Christus Jesus. Want in Christus Jesus sien ons die grootste daad van genade van God. Dat hy hierdie seun van hom onskuldig aan enige sonde, wat die prys betaal vir my en jou vir ons sonde, wat ons skuld op ons neem, wat die oordeel wat ek en jy moes kry op hom neem,
Hy lê sy lewe af om verlossing vir die wêreld te bewerk. Genade is die feit dat hy vir my sorg, dat hy voorsien, dat hy my toekoms bepaal, dat hy weet van alles, elke dag, wat in my lewe aangaan en wat ek nodig het. As die Here Jesus sê, as hy vir die voeltjies kan sorg en vir die blomme van die veld, hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg nie. Dit gee ons so 'n kykie op genade. Wat is genade? Hoe kan ons dit nog sê? Hoe kan ons dit nog beter verstaan? Psalm 103, die baie bekende psalm, so ver soos die ooste van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge, so hoog soos die hemel en die aarde van mekaar verwyder is, so groot is sy liefde vir ons, hy verwyder ons sonde, hy gee vir ons genade, hy gee vir ons liefde. Is dit nie wat ons in die verlore seun ervaar nie? Van 'n pa wat onvoorwaardelik terugneem, wat nie vra nie, nie verduidelikings wil hê nie, nie verskonings eers vra nie, maar wat omhels. So hou dit vas, hierdie verhaal, want dit is hoe God met ons werk. Efesiërs 2 vers 8 en 9, julle is inderdaad deur genade gered. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, maar kom deur Christus Jesus. Stel jou voor, jy gaan klim berg. Jy is besig om hierdie kraans uit te klim. En jou voete gly. En die tou breek. En jy val. 100 meter. En jy weet, dis die einde. Dis klaar met my. En jy val op so rotsluisie. 100 meter ver. En hier lê jy. Jy gaan nie kan bo uitkom nie. Jy kan nie onder uitkom nie. Jy voel maar jy kan nie beweeg nie. Daar is so 'n bietjie prikkeling in jou vingers. Maar jou voete is stil. Jy probeer jou bene lig, maar jy kan nie, hulle is gebreek. Jy lê hier, jy weet, dis die einde. Gelukkig het iemand dit gesien. En hulle die lewensredders laat haal. En die ouens het daar aangekom en afgeklim met hulle stretcher en alles. En die lewensredder sê vir jou, al wat jy moet doen, ontspan, vertrou my. Vertrou my kundigheid, vertrou my opleiding, dat ek jou gaan red van hierdie berg af. Gee jouself oor aan ons, maak jou oë toe, ontspan. Dis wat genade beteken. Ontspan. Soos Martin Luther sê, terwyl ek hier op my bed lê, gaan die evangelie voort. Of terwyl ek my bier sit en drink, gaan die evangelie sy gang. Vertrou my. Ek red jou. Gee jouself oor. Dis niks wat jy kan doen nie. Vertrou my. Dis genade. Kolossense 2 vers 14 en 15 sê, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons aan die kruishout saam met hom gespyker. Toe ek op skool was, het my boekeonderwyser wat my verskriklik lief gemaak het vir rekeningkunde, boekhou, was my topvak tot 'n matriek. Het hy vir ons gesê, weet jy wat is 'n IOU? Hy het altyd op sy tafel gaan sit, met sy voet op sy stoel, meneer Groewe, seker lankal dood. Toe sê hy, wil jy kom hierso? Ek gee vir jou R10. So hier's 'n notaatjie, IOU, das hy. Vat hom nou, né? Jy skuld my R10. So het hy vir ons klas gegee dat ons kon verstaan. Jy skuld my, IOU. Toe ek as 'n student in 'n winkel gewerk het, kon jy soms 'n geldjie leen, maar jy moes 'n notaatjie skryf, IOU R10 of R50 en jy moes hom in die til sit. Vanaand as ons opkas, dan word dit gehou vir jou salarisse aftrekking. IOU. Ons skuld. Ons is in die skuld by God. My skuldlys is hoe lank? Nou vat hy my skuldlys
En hy spyker dit aan die kruis, saam met hom. En hy sê, "Pjoe, verby, klaar, dis weg." Dis genade. Romeine 1 vers 17 is juridiese terminologie wat daar gebruik word deur Paulus, hofterme, wat eintlik daarop neerkom, julle word vrygespreek op grond van die genade. Ou vertaling het gepraat, julle word geregverdig. Hofterm, soos die regter wat sit in die hof, en ek staan in die beskuldigingsbank, daar's 'n aanklag teen my, jy het gesondig, jy het God teleurgestel, jy het al hierdie goed gedoen, want dis wat die Satan doen, hy kla ons by God aan. Dan staan Christus, my advokaat, op in die hof, en hy sê, ja, hy is skuldig, maar ek het alles vir hom betaal. En dan sê die regter, glo jy dit? En dan sê ek, ja, edelagbare, ja, God, Vader, ek glo dit. En dan spreek hy my vry, sê, gaan, jy is vry. Moet dit nie weer doen nie, gaan leef 'n nuwe lewe. Dis genade. Romeine 1:17 is die tema van die Romeine boek. En dan in Romeine 3, almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word vrygespreek op grond van sy genade. Dis soos die kind, vir wie 'n pa 180.000 rand uitgehaal het vir klasgelde, vir verblyfgelde, vir boeke, vir alles, dop die einde van die jaar. En pa moes 'n lening aangaan. Pa moes ekstra ure insit. Ma moes koekies bak en beskuit bak om goed te maak klop. En hierdie kind het dit gemors. En dan kom die kind en sê, pa, ek is jammer. Dan sê my kind, ons probeer volgende jaar maar weer. Hoop jy het 'n duur les geleer. Dis genade. Nie, wel, nou gaan jy maar werk nie, voetsek, goodbye. Ek sal nie verder vir jou sorg nie. Ons probeer maar weer. Dis soos die boemelaar op die hoek. Wat verdien hy? Staan met sy bakhaan daar. Hy het niks om vir jou te bied nie. Ek dink hy het geoefen om sy gesig te maak, maar okay. En hy staan maar net daar. En ons gee maar net. Dis hoe God met my en jou werk. Hy gee maar net. Soos 'n boemelaar, ons verdien dit nie eintlik nie. Ek hoop met hierdie beelde kan ons so 'n bietjie meer uitmaak van God se genade. Nog 'n enkele gedagte of meer. Inderdaad is God se genade. Hy kom na my toe. Hy kom soek my op. Hy kom vind my. Ek hoor so baie keer mense wat sê, ek het die Here aangeneem, ek het tot bekering gekom, ek het na die Here toe gegaan, ek het my gaan buig vir, maar eintlik, hy het lankal aan my gedink nog voor ek aan hom gedink het. Hy het my eerste gevind voor ek hom gevind het, want as dit nie sy gees was nie, sou ek hom nie kon vind nie. As dit nie sy goedheid was nie, sou ek hom nie kon vind nie. So inderdaad, hy neem inisiatief en hy kom na my toe. Dis genade. Die pa kyk uit. Daar kom hy. En hy hardloop. Dis hoe God met ons maak. Dis genade. Is dit nie anders as hoe, ekskuus tog, as wat ons is en hoe ons werk nie? Wanneer God na my kyk, sien hy nie my verlede raak nie. Psalm 103 sê hy dit verwyder, so ver as die ooste en die weste. Hy dink nie meer aan my sonde nie. Hy hou nie boek van die kwaad nie. Hy kyk na my en hy sê, Willie, ek weet wat jy kan wees in my. Hy kyk na jou wat jy kan word in hom. Die verlede tel by God 0. God se genade is genoeg. Ek en jy het niks meer nodig is dit nie. Want as ek Christus Jesus het ek eintlik alles. En ek dink dis wat die Here Jesus vir ons in die bergpredikasie ook wou leer.
As ek hom het, en ek dien hom en volg hom, wat het ek meer nodig? Want hy is die grootste genade wat God in hierdie wêreld kon bied. Maar genade verander, en dit kan ons nie vergeet nie. Want wanneer God ons omhels met sy goedheid, doen dit iets aan my. Dit verander my. Dit maak dat ek meer wil doen soos Jesus gedoen het. Dit maak dat ek die woord wil gehoorsaam. Dit maak dat ek genade het. Dit verander jou. Dit kan nie anders nie. Soos ek iets verstaan van sy genade, dan doen dit iets aan my. En daarmee wil ek afsluit. Genade is verrassend. As ek my oopstel om te kan sien, sal ek dit sien. Amen. Ek wil 'n paar oomblikke gee van stil gebed waarin jy vir die Here kan dankie sê vir sy genade en sy goedheid. Baie dankie Here dat ons vanoggend met leehande soos 'n boemelaar voor U staan en dat ons aangegryp kan word deur U goedheid, U guns en U genade. Dat ons deur hierdie preek en hierdie beelde dalk iets beter kan verstaan. Dankie dat ons aan die ontvangkant is. Dankie dat U nie met ons werk op verdienste nie. Dat U nie van ons verwag om 'n klomp reëls en regulasies na te kom voor ons vir U aanvaarbaar en goed genoeg is nie. Maar dat U soos 'n goeie pa in die verte uitstuur, staar en na ons verlang. En baie keer, Here, het ons soos hierdie seun, maar ook gaan draai loop in die lewe. Maar U staan met oop arms en verwelkom ons terug. En U vergeet van gister. Want vandag, om U te dien, lief te hê, te volg, en die genade weer eens te proe is belangrik. Dankie dat U so met ons werk. Ons sê vir U dankie, Here, dat ons leef, dat ons kan werk, dat ons die vermoë het om te kan werk, dat ons 'n blyplek het. Party van ons het 'n kar, party het meer as een kar. Ons is bevoorreg, en ons weet, Here, ons wat gesond is, hoe bevoorreg ons is om gesond te kan wees. En daarom gaan ons hart uit na ons boeties en sissies in hierdie gemeente wat regtig worstel met gesondheid, wat gebed nodig het. Sal U elkeen op ons lysie aanraak. En ons wil weer vra, gee vir ons verrassende genade en raak hulle elkeen aan. Met goedheid, met genesing, met guns. Dankie Here vir ons gemeente, dat ons 'n familie is, dat mekaar lief het, omgee, mekaar kan vergewe, mekaar kan bystaan, mekaar kan stimuleer, mekaar kan verdra, soos U vir ons geleer het. Ons bid vir ons gemeente, dat ons altyd die lig in die wêreld sal wees, die sout van die aarde sal wees. Ons bid vir Suid-Afrika vir rustigheid, vir kalmte, vir politieke stabiliteit, vir ekonomiese herstel. En ons bid, Here, dat U almal wat in die maffia en in die crime, en met al hierdie slegte goed wat ons in die nuus lees en hoor elke dag, verwyder hulle in die naam van Christus en ter wille van geregtigheid. Bring vir ons leiers wat hierdie land met verantwoordelikheid kan bestuur. Ons bid hierdie dinge, Here, omdat ons afhanklik is van U en omdat ons staat maak op U genade. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Mag die Gees van die Here vir ons lei om deur sy genade te leef. En mag die Here Jesus vir ons so bewus maak van die genade wat hy gebring het. Amen.
Amen.